Welkom by die heel eerste boodskap van 2021. Nou, ons almal glo en vertrou dat 2021 gaan vir ons 'n beter jaar wees as 2020 en in hierdie selfde asem wil ek dan ook vir julle 'n voorspoedige nuwe jaar toewens en mag julle ook die teenwoordigheid van die Here ervaar daar waar jy ook nou mag wees. Voor ons die skrif gaan lees, kom ons buig net eers die hoofd in gebed. Here, ons vir U dankie sê dat ons so by mekaar kan wees hier in die nuwe jaar. Here, ons kyk terug en ons besef dat 2020 was 'n buitengewone jaar, 'n jaar wat ons nie verwag het nie. Maar Here, ons verbid dat ons wat in hierdie nuwe jaar ingaan, dat U vir ons krag na kruis sal gee, dat ons geïnspireerd sal wees, dat ons entoesiasme sal behou en dat ons nie sal toelaat dat eksterne omstandighede ons sal beroof van ons vreugde nie. Ons weet dit is nie altyd maklik nie, maar help ons om in hierdie jaar vorentoe te beur met die lewe. En as ons voel dat ons is platgeslaan, dat ons van ons lewensstoep af sal opstaan en hierdie jaar tegemoet gaan. En mag die skriflesing en die kort woorde wat sal volg vir ons help om ook opnuut hierdie jaar aan te pak. Ons loof en prys U vir U goedheid. Amen. Nou, ons skriflesing kom uit 'n baie bekende gedeelte en dit kom uit Lukas 10 uit. Dit gaan oor die twee susters Martha en Maria. Nou, ek lees vir ons vanaf vers 38, Lukas 10. Op hulle reis het Jesus in die dorp gekom waar 'n vrou, Martha, hom as 'n gas ontvang het. Sy het 'n suster gehad, Maria, wat aan die voete van die Here gaan sit en na sy woorde geluister het. Maar Maria was bedrywig om alles klaar te maak. Sy kom toe daar staan en sê, Here, hinder dit U nie dat my suster my alleen laat bedien nie? Sê sy moet my kom help. Maar die Here antwoord haar, Martha, Martha, jy is besorg en bekommerd oor baie dinge, maar net een ding is nodig. Maria het die beste deel gekies, en dit sal nie van haar weggeneem word nie. Dit is ons skriflesing Lukas 10, vers 38 tot 42. Nou, ek het hierdie week wat verby is op die internet gesien, daar is 'n prentjie met 'n vliegtuig, toe staan daar in Engels geskryf en ek sê dit maar in Afrikaans, totsiens 2020, ons sal jou nie mis nie. En hoe waar is dit? Ons sal 2020 nie mis nie. Maar weens buitengewone omstandighede en weens 'n onsigbare virus wat so baie dinge verander het, sal ons 2020 wel onthou. Ons sal dit nooit kan vergeet oor wat gebeur het nie. Maar nou moet ons fokus op die nuwe jaar wat voorlê. En wat baie mense doen wanneer kom by die nuwe jaar, hulle het nuwe jaar voornemens. Nou, ek het hierdie jaar besluit dat ek nie soos al die ander jare nuwe jaar voornemens gaan hê nie. Ek gaan wel hê, maar op 'n ander manier, nie op die manier wat ek dit gewoonlik doen nie. Want die manier hoe ek dit gewoonlik gedoen het en hoe meeste mense dit doen, is om te fokus wat hulle gaan doen. Anders te gaan doen of nie gaan doen of weer gaan doen vir die nuwe jaar. Nou, baie van mense se nuwejaarsvoornemens val sommer vinnig plat in die nuwe jaar, na week 1 of 2. Want baie van ons nuwejaarsvoornemens is maar gebou op dit waaroor ons nie goed voel oor onsself nie. Miskien is dit oor ons eetgewoontes, oor ons gewig, oor ons gesondheid. Ons voel nie goed daaroor nie en dan maak ons nuwejaarsvoornemens om dit aan te spreek. Maar dit realiseer nie altyd nie, want ons nuwejaarsvoornemens is nie altyd, het gaan nie altyd saam met 'n goed deurdagte aksieplan nie. Daarom val dit sommer maar net plat. Die motivering is nie altyd regtig daar nie. Nou, hierdie gedeelte van Lukas 10 met die twee susters en Jesus teenwoordig in hulle midde, het my gemotiveer om nie op die tradisionele manier 'n nuwejaarsvoornemens te hê nie. Nie om, soos hulle in Engels te sê, 'n to-do list te hê nie. Maar ek het 'n ander lysie en ek sal daarby kom oor wat daardie lysie wel gaan wees. Nou, hierdie twee susters verteenwoordig twee kante van die lewe. En daai twee kante was eintlik 'n konflik met mekaar. En die Here het dit mooi uitgelig, watter van die twee kante is eintlik die beter kant. Nou, Martha het gestaan by die kombuis, terwyl Maria gesit het by die voete van Jesus.
En dit weerspieël die twee fasette van die lewe. Sy was besig, daar staan, sy was baie bedrywig gewees. Dit was Martha in die kombuis, terwyl in die sitkamer gedeelte het Jesus gesit met Maria, wat aandagtig na geluister het. So hierdie twee susters weerspieël die twee kante van die lewe, en ek kan dit nie reg in Afrikaans sê soos hulle dit in Engels sê nie. Maria verteenwoordig die human being kant van die lewe, en Martha verteenwoordig die human doing kant van die lewe. En die twee was in konflik, want Martha was skorrelgoed, maak skoon, en daar sien sy haar suster doen niks nie. Sy sit maar net daar aan die voete van Jesus en luister. Toe het sy bietjie ongelukkig geraak daaroor. En toe gaan sy na die Here toe sê, toe betrek sy die Here en sê, maar as u werklik omgee, sê nou vir my suster om te kom help. So asof die Here nie omgee nie. En toe sê die Here vir haar, Martha, Martha. 2 keer sê hy, Martha, Martha. So asof die Here vir Martha wil sê, ontspan, Martha, moenie so opgewonde raak nie. En dan sê die Here heel op die einde van hierdie skrifgedeelte, maar Maria het die beste deel gekies. En wat is hierdie beste deel? Die beste deel is om te besef, ek is 'n human being eerste, voor ek 'n human doing is. En wat dit vir ons help om te besef in die lewe, en daar's 3 redes hoekom dit belangrik is, om te besef dat ons eerste 'n human being, voordat ons 'n human doing is. En die eerste rede wat ek wil gee is, dit help ons om te fokus op die regte prioriteite in die lewe. Want die Here sê in hierdie gedeelte, dit is beter om te besef dat ek is eerstens 'n human being, voor ek 'n Martha is, 'n human doing. Hoekom is dit so? Want dit bepaal jou prioriteite. Nou, in hierdie gedeelte was die prioriteite van Maria beter gewees. Want sy het besef, dit is belangrik om 'n kombuis skoon te maak, maar dit kan so bietjie wag. Maar die human doing side van die lewe is waar die meeste mense hulle aandag fokus. Dit is waar die mense hulle aandag fokus as hulle nuwejaarsvoornemens maak, dinge wat hulle moet doen. Nou, ons lewe in 'n geweldige gedrewe samelewing, waar ons moet presteer, waar ons uitsette moet hê. En daardie kant van die lewe, kom ons noem dit maar die Martha kant van die lewe, die human doing kant van die lewe, is 'n kant van die lewe wat ons kan moeg maak. Dit kan ons uitbrand, want mense verwag net meer en meer en meer van jou. Nou, dit is 'n kant wat gevaarlik kan wees, want baie mense glo, dit wat ek doen in die lewe, bepaal wie ek is. Dit wat ek doen in die lewe, definieer my selfwaarde. En dit is eintlik so hartseer en so verkeerd. Jou selfwaarde word nie bepaal met die Martha kant van die lewe, die doing kant nie, maar dit word bepaal deur die being kant van die lewe, die Maria kant van die lewe, waar jy net kom sit in die teenwoordigheid soos sy gedoen het, van die Here en besef, ek het waarde, omdat God my lief het. Ek het waarde, omdat ek 'n mens is. Nie op grond van wat ek doen nie, maar op grond van wat ek is. Want God het na hierdie wêreld gekom deur sy seun, en daar staan vir ons mooi Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, nie op grond van wat ons gedoen het nie, maar op grond van wie ons is. God het ons lief, ons is sy beelddraers in hierdie wêreld. So jou selfwaarde is wie jy is in Christus, nie op wat jy nog moet gaan doen nie. Want as jou selfwaarde bepaal word deur dit wat jy moet doen, dan gaan jy angstig raak, want dan besef jy maar, ek het nie soveel geld in die bank soos daai mense nie, ek bly nie in dieselfde woonbuurt nie. So dan begin jy minder waardig voel, en dan kan jy depressief raak, as jy besef dat die Martha kant van die lewe bepaal eintlik wie ek is. En dis 'n leuen, dit moenie so wees nie, want dit lei tot uitbranding, dat ons net wil presteer om erkenning te kry, om waarde te kry, om raak gesien te word. Nee, ons moet nie so wees nie. Ons moet soos Maria wees. Dit moet die prioriteit in ons lewe wees. So dis belangrik dat ons moet fokus op die Maria kant van die lewe
en ons prioriteite rondom dit bou. Anderste gaan ons wees soos die Here hierso sê vir haar in vers 41. Martha, Martha, jy is besorg en bekommerd oor baie dinge, die 2 B's, besorgd en bekommerd. En wat sê die vorige vers? In vers 40, maar Martha was baie bedrywig. So daar's 3 B's vir ons, die bedrywig wees, die besig wees om te doen, om te presteer, om waarde te kry. Waartoe lei dit? Dit lei tot die ander 2 B's wat Jesus vir Martha so mooi uitlig. Jy raak besorgd en jy raak bekommerd oor baie dinge. En dan gaan ons nooit vrede hê nie, want die Here wil hê ons moet vrede hê. Maar nou kan jy vra, maar is die Martha kant van die lewe nie belangrik nie, maar dinge moet ook gedoen word, kombuise moet skoongemaak word. Dit is belangrik, dit is baie belangrik. Maar dit bring my by die nommer 2, en ek gaan dit daar verduidelik, hoe die 2 by mekaar hoort. So die eerste een is, dat jy op jou te fokus op die prioriteite van die lewe, dat jy moet fokus op die Maria kant van die lewe, want dit bepaal jou selfwaarde, wie jy is in Christus. En nommer 2, help dit jou om te bepaal wat werklik saak maak in die lewe. Wie jy is, maak meer saak as wat jy doen. Maar is baie belangrik dat die Martha kant van die lewe ook daar moet wees. Maar die Martha kant van die lewe wat jy doen, moet voortspruit uit wie jy is. Want jy moet dinge doen op grond van wie jy is. Want as jy dit nie so doen nie, dan gaan jy net dinge doen om raak gesien te word, om jou selfbeeld so bietjie 'n boost te gee. Maar as jy weet wie jy is, dan staan jy op van die voete van Jesus, en dan begin jy dinge doen, nie om self 'n waarde te kry nie, maar juis omdat jy self waarde het, en omdat jy dankbaar is. Daarom gee jy, daarom reik jy uit na mense, daarom doen jy dinge, nie om raak gesien te word nie, maar omdat jy dankbaar is vir wie jy is. God het jou lief, nie op grond van wat jy doen nie, maar op grond van wie jy is. So as jy baie bedrywig is, en jy weet wie jy is, dan doen jy dit met 'n gees van vrede, met 'n gees en met 'n gesindheid van dankbaarheid. So nommer 1, dit help jou om te fokus op die prioriteit in die lewe. Eerstens wie jy is. Want die Here sê ons moet ons naaste lief hê soos onsself. Jy moet jouself lief hê en weet, maar ek het waarde. En jou waarde word bepaal op wat jy in die bank het en wat jy alles al gedoen het nie. Maar dit word bepaal bloot die feit dat jy 'n mens geskape is na die beeld van God. En nommer 2, help dit vir jou om te fokus op wat werklik saak maak in die lewe. Nou dit is belangrik dat 'n kombuis skoon moet wees. Maar in hierdie episode, hierdie Here gesê, Martha, Martha, asof die Here vir haar wil sê, ontspan. Dit is belangrik, maar nie noodsaaklik nou nie, Martha. Want as dinge in die lewe wat belangrik is, maar is nie die hoogste prioriteit nie. Dit is nie nou noodsaaklik nie. Daar is ander dinge wat belangriker is. Nou, hierdie gedeelte sê vir ons dat Martha was baie besig. Sy was bedrywig. Nou, baie mense is bedrywig, werk hard, is besig. En daar's 'n Engelse spreekwoord wat sê, busyness can be an anesthetic for a meaningless life. Busyness can be an anesthetic for a meaningless life. So as jy net fokus op die Martha kant van die lewe, dan fokus jy nie op dit wat werklik saak maak nie. Wat werklik saak maak, is dat jy net daar is. Daar is vir jou kinders, daar is vir jou vriende. Dit is om net te wees. Dit is net daai teenwoordigheid. En dit is wat Maria besef het. Om net te wees in die teenwoordigheid van die Here. Stel jou voor, om te beleef wat Maria beleef het. Maria het gesit by die voete van Jesus en sy het geluister na sy woorde. Nou die woorde van Jesus het ewigheidswaarde. Psalm 119 vers 98 sê vir ons, of vers 89 sê vir ons, dat God se woord is ewig. Matteus 34 vers 25 sê vir ons, die wêreld sal vergaan, maar God se woord sal ewig bly.
En daai ewige woorde is God se wysheid. En dit gaan vir altyd leef, God se wysheid. God het hierdie wêreld geskep met sy woord. En die woord het mens kom word en onder ons kom woon. En aan die woord se voete het Maria gesit en luister. Dis die belangrikste ding in die lewe, is om gehoorsaam te wees aan God, is om na God te luister. Ek sal alles prys gee, net om aan die voete van Jesus te kon wees, en te kon luister na die ewigheidswaarde, na die woorde wat vir ewig daar is, en vir ewig waar sal wees. En dit is wat Jesus vir Martha gesê het, Martha, Martha, ontspan. Dit wat Maria nou doen, is die belangrikste in die lewe, om in die teenwoordigheid van Jesus te lewe, om te luister na sy woord. Daarom is God se woord so belangrik, want dit laat jou besef, dit gaan nie oor wat jy doen nie, maar dit gaan oor wat Christus gedoen het, vir jou, sodat jy net kan wees, sodat jy maar net kan rus in God se genade. So nommer 1, dit help ons te fokus op ons prioriteite. Ons eerste prioriteit is wie ons is. Nommer 2, dit help ons om te fokus op dit wat werklik saak maak in die lewe, is om by God se woord uit te kom. En nommer 3, dit help jy om te fokus op die hoekom van die lewe. Nou baie mense doen net sekere goeders in die lewe, maar hulle weet nie regtig hoekom hulle dit doen nie. Dit herinner my aan 'n jong man wat een sonnaandoggend wakker word en sy ma kom in die kamer en sê, my seun, jy moet nou opstaan, is tyd vir kerk. 10 minute later kom sy terug en sy besef, maar hy het nog nie opgestaan nie. Sy bring toe vir hom lekker koffie en beskuit, en sy sê vir hom, my seun, dit is nou tyd om op te staan, jy moet kerk toe gaan. Toe sê hy, ma, gee my een goeie rede hoekom ek moet kerk toe gaan. Toe sê sy vir hom, want jy is die predikant. Jy sien, ons moet weet hoekom ons sekere dinge moet doen. Nou, ek wil afsluit met 'n ware verhaal. Ek het 'n boek gelees oor 'n persoon wat in eiendomme belê, eendag baie siek geword, en hy beland in die hospitaal vir maande. En hy het 'n vriend gehad wat elke dag vir 2 ure by hom kom kuier het, elke liewe dag. En op 'n dag sê hierdie man wat so siek is vir sy vriend, hy sê, hoor hierso man, jy moet nie elke dag kom nie. Jy het ook dinge om te doen. Jy het ook die Martha kant van die lewe. Toe sê hy vir hom, weet jy, ek bou elke dag 2 ure hanging time in my dag in. Elke dag 2 ure hanging time. En dit is eintlik ongelooflike wysheid daai, net om te wees by iemand. Want wat is die belangrikste ding in die lewe? Is net om daar te wees. Uit die aard van my werk het ek baie begrafnisse al gelei en gedoen, en dan praat mense oor die persoon wat dood is, en daar word meestal net gepraat oor wie die persoon was, nie wat die persoon gedoen het, nie oor sy werk en hoeveel bekers en prestasies en hoeveel geld in die bank nie, maar het het meer gegaan oor die persoon se karakter, die weesfunksie, die human being funksie, want dit is wat 'n verskil maak. Die mense gaan vir jou onthou oor wie jy was, oor jou karakter, oor jou selfwaarde wat jy gehad het in Christus. En mag die Here ons help om in hierdie nuwe jaar, nommer 1, te fokus op die regte prioriteite, op ons mens wees. En nommer 2, mag dit ons help om ook te fokus op dit wat werklik saak maak. Vra jouself, is dit wat ek nou moet doen noodsaaklik, of kan dit wag? En baie van die dinge wat belangrik is in die lewe, kan 'n bietjie wag. Want miskien kan jy bietjie saam met jou seun 'n bietjie gaan cricket speel, saam met jou kinders bietjie gaan stap, net om tyd met hulle te spandeer, of om net daar te wees. En nommer 3, help dit jou om te fokus op die hoekom van die lewe, maar hoekom leef ek? Ek leef nie om soveel as moontlik geld te maak nie. Ek leef nie om ander te beïndruk nie. Ek leef om daar te wees as mens vir my medemens, om lief te hê en om te gee, en om te investeer in die lewens van ander mense. Mag die Here ons daartoe help. Amen.
Here, ons vir U baie dankie sê vir die twee kante van die lewe, maar dat ons besef dat ons selfwaarde word nie bepaal deur wat ons doen nie, maar wie ons is. Help ons om soos 'n Maria te wees. Help ons om tot 'n rus te kom. Laat ons nie heeltyd soos 'n Martha bedrywig sal wees nie, want bedrywig wees is baie keer net 'n rookskerm van iemand wat nie sin vind in die lewe nie. Iemand met 'n lae selfbeeld. Iemand wat net heeltyd wil beheer en regeer en hiet en gebied. Maar Here, wil U gee dat ons besef dat die doen-kant van die lewe is ook belangrik, maar dit spruit voort uit wie ons is, uit ons human being funksie. Help ons, Here, om tot 'n rus te kom, om te weet, U het ons lief. Nie omdat ons presteer nie, maar oor wie ons is as U beelddraers. Ons loof en prys U daarvoor. Amen. Waar jy ook nou al is, jy kan ontspan en weet, jy is na God se beeld geskape. Jy het ongelooflike waarde, soveel waarde, dat Christus vir jou kom sterf het. Nie op grond van wat jy gedoen het nie, maar net op grond van wie jy is. Laat ons kyk na ons prioriteite in hierdie lewe. Laat ons minder sal doen en meer sal wees. Meer daar sal wees vir ons kinders en medemens. Nommer 2, dat ons sal fokus op dit wat werklik saak maak. Is dit noodsaaklik? Kan dit wag? En nommer 3, dat ons sal fokus op die hoekom van die lewe. Hoekom lewe ek? Ek lewe om God te verheerlik en om my naaste lief te hê. Mag die Here ons help daarmee. Amen.